Baie welkom aan elkeen. Ek groet julle soos my gewoonte is in die naam van Jesus Christus, hy wie ons God, ons verlosser, ons Here, ons hoof is. Baie welkom. Ons is hier saam vir sy eer, om lof te bring aan die Here, hy wat lofwaardig is. En mag die Here homself dan in ons midde verheerlik en ook ons verkoop in ons tyd van aanbidding. Here, dit is my begeerte om vandag met julle te deel vanuit die woord van die Here oor die tema van ons sondestryd. Ek het hierdie boodskap getitel, die Christen se sondestryd, en ek wil regtig vandag voor julle staan as 'n pastor. Dis my begeerte om oor hierdie relevante onderwerp by julle 'n behoorlike Bybelse begrip, 'n akkurate persepsie vanuit die skrifte te skep rakende ons sondestryd. Nou julle sal beleef my woordverkondiging vandag is anders as gewoonlik. Soos laas week hanteer ek dit as 'n tematiese boodskap. Ek kan onthou in my studiejare het ek 'n lektor gevra wat net so toegewyd soos ek is aan eksposerende uitlegprediking oor tematiese prediking, en hy het gesê, ja, so een keer 'n jaar kan jy dalk onthou net om na die tyd te bely. Maar daar is 'n plek daarvoor, en voordat ek Efesiërs aanpak, as die Here wil, begin Junie, wil ek graag hierdie onderwerp onder andere hanteer. Want as 'n jong Christen self onthou ek my stryde, omdat ek nie hierdie dinge wat ek vandag vir julle gaan sê vanuit die woord verstaan het nie. En ek wens as 'n jong man dat iemand hierdie dinge aan my kon verduidelik. So mag die Here deur die verkondiging van sy woord werk vandag, terwille van sy eer, terwille van die opbou van sy gemeente. 'n bekende prediker het eendag 'n brief ontvang vanaf iemand wat sy gemeente al vir jare besoek. Ek weet nie of dit 'n lidmaat was of nie, maar die brief het gelees: I've been attending church for several years as a result of a growing conviction in my heart, the preaching, and my seeming powerlessness against the temptation which arise in my heart, and which I constantly succumb to. My growing doubts have led me to believe that I'm not a Christian. How sad it is for me not to be able to enter in because of the sin which clings to me and from which I long to be free. How bizarre for one who has had advanced biblical training and who teaches in Sunday school with heartfelt conviction. So many times I have determined in my heart to repent, to shake loose my desire to sin, to forsake all for Jesus, only to find myself doing the sin I don't want to do and not doing the good that I really want to do. After my fiancée and I broke up, I memorized Ephesians as part of an all-out effort against sin, only to find myself weaker and more painfully aware of my sinfulness, more prone to sin than ever before. This occurs mostly in the heart, but that's where it counts, and that's where we live. I sin because I'm a sinner. I'm like a soldier without armor running across a battlefield, getting shot up by fiery darts from the enemy. I couldn't leave the church even if I wanted to. I love the people, and I'm enthralled by the gospel of the beautiful Messiah. But I am a pile of manure on the white marble floor of Christ. I am a mongrel dog that sneaked in the back door of the king's banquet to lick the crumbs off the floor. And by being close to Christians, which are rich in the blessings of Christ, I get some of the overflow and ask you to pray for me as you think best. Wat 'n brief. En wie
van ons kan ten minste by tye assosieer met daardie brief. As ons eerlik is met onsself, geliefdes, moet ons die stryd van die Christelike lewe erken, soos wat hierdie man dit verwoord het. Kyk, ons is bewus van die heilige karakter van God. Ons is bewus van sy oproep tot heiligheid. En ons vereenselwig ons daarmee, want ons het die Heilige Gees in ons, wat heilige verlange in ons opwek. En ons poog om op te leef tot die oproep na heiligheid. Maar ons belewenis is een van konstante sondigheid. Daar is egte wedergeborenes, ware gelowiges, selfs in ons midde, wat oorweldig is in mismoedigheid, wat oorweldig is met hopeloosheid, wat gebukkend gaan dag in dag uit onder skuld, wat hulle self verwyd en dink dat God hulle verag, omdat hulle nie die vermoë besit om op te leef tot hulle begrip van heiligheid nie. Net soos dit verwoord is deur hierdie man. Hy skryf vir ons hierso: I'm enthralled by the gospel of the beautiful Messiah, but I'm a pile of manure on the white marble floor of Christ, weens sy sonde stryd. Voel jy dalk so vanmôre? Kan jy identifiseer met die brief van hierdie man? Voel jy soos Dawid, wat in Psalm 51 vers 5 uitroep, my sonde is altyd deur voor my. Voel jy vanoggend soos Paulus, wat in Romeine 7 vers 24 skryf, o wee ek ellendige mens, wie sal my verlos? Geliefdes, die Christelike lewe is 'n stryd. Aan die einde van sy lewe skryf die apostel Paulus, ek het die goeie stryd gestry. Daar is 'n stryd te stry volgens 2 Timoteus 4 vers 7 en dit is my oortuiging persoonlik, na baie jare se pastorale bediening en diens op die sendingveld, dat hierdie oorweldiging, hierdie skuldgevoelens, hierdie selfverwyd weens ons daaglikse sondestryd kom vanuit 'n wanbegrip. 'n Wanbegrip aan die een kant met betrekking tot die diepliggende aard van jou en my ingebore sondigheid. En aan die ander kant 'n wanbegrip omtrent die omvattende aard van wat God vir ons deur die evangelie van Jesus Christus gedoen het, om ons heilig en sonder gebrek voor hom te stel in liefde, soos Efesiërs 1 vers 4 sê. Dis my bedoeling dan vanmôre om hierdie wanbegrip aan te spreek deur 4 waarhede, soos julle dit kan sien op die bord hier agter. 4 waarhede omtrent ons worstelstryd met sonde, sodat jy en ek nie ook oorweldig sal wees met moedeloosheid en hopeloosheid nie. Dat ons nie gebukkend sal gaan dag in en dag uit met skuldgevoelens, onsself verwyd en dink God verag ons, weens ons onvermoë om op te leef tot die opdrag van heiligheid nie, maar eerder dat ons sal leer om te rus, waarlik te rus in ons identiteit, in ons posisie in Jesus Christus, en ook vanuit dankbare harte gemotiveerd sal wees, en as 'n daad van aanbidding, dat ons sal strewe na heiligheid en geregtigheid ook in die praktyk van ons lewens. Ek wens ek het meer tyd gehad om voor te berei vir vandag se boodskap. My vertroue is op die Here om vandag deur sy woord en gees ons aan te spreek. Kom, ons sluit ons so en dan vra ons dat die Here sy werk in ons harte sal doen vandag. Hemelse Vader, laag buk ons onsself neer voor U allerheiligste aangesig. Ons kom erken, U is 3 maal heilig. Here, U is afgesonder van alles wat boos en sondig is. U haat dit, U is onbesoedeld daardeur en U is toegewy ten volle
tot die bevordering van u geregtigheid ter wille van u eer. En ek wil bid, Here, dat u vir ons dan sal naby wees. Dat u vir ons sal help, Here, om u heiligheid reg te verstaan. Dat u vir ons uit die skrifte uit sal help om te verstaan ons eie sonde stryd. Here, dat u vir ons sal bemoedig deur die waarheid van die evangelie, om in Christus ons enigste hoop te vind en dan uit dankbaarheid as 'n daad van aanbidding gemotiveerd te wees, om na te streef die heiligheid wat u, ons heilige God, van ons verlang. En Here, dat ons na vandag 'n Bybelse begrip, 'n Bybelse persepsie oor ons sonde stryd sal hê. Dat ons werklik sal leer om in vertroue te rus op wat u vir ons in Christus Jesus gedoen het, om ons heilig en sonder gebrek voor u in liefde te stel. Kom naby ons en doen u werk in ons midde, ter wille van u eer, en om ons te stig. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, 'n heel eerste waarheid wat ek wil benadruk by julle is die bevel van heiligheid. Maak asseblief julle Bybels vir my oop by 1 Petrus hoofstuk 1 verse 15 en 16. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 15 en 16. Die eerste waarheid wat ons oor gesels is die bevel van heiligheid. Kyk geliefdes, julle weet ons leef in 'n dag vandag wat ons baie hoor omtrent God se liefde, en dit is reg so, want God is dit. In 1 Johannes 4 vers 8 lees ons God is liefde, dit is deel van sy karakter, van sy wese. En God het in geen onsekere terme sy liefde aan ons bewys, juis deur die kruis van ons Here Jesus Christus. Romeine 5 vers 8 sê, hierin bewys God sy liefde vir ons, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Want so, op hierdie manier het God die wêreld lief gehad. Hoe? Deur sy enige gebore seun te gee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 1 Johannes 4 vers 9 vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God eerste lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gegee het as 'n versoening vir ons sondes. God is liefde. Maar die probleem in ons dag is dat God se liefde word buite Bybelse proporsies oorbeklemtoon ten koste van sommige van God se ander belangrike karaktereienskappe. Ander van sy attribute, soos byvoorbeeld sy heiligheid, sy geregtigheid, sy toorn oor sonde. En die gevolg in ons samelewing vandag wat ons beleef is 'n ongesonde, 'n onbybelse verdraagsaamheid teenoor sondigheid. Nie net buite die kerk nie, maar in sommige kwartiere ook binne in die kerk. En geliefdes, ons moet beklemtoon al die karaktereienskappe van God. Ons kan nie sommige onder die mat invee en ander ophemel nie. God is heilig, en ek wil julle vanoggend herinner daaraan. Ons dien 'n heilige God. In Levitikus 19 vers 2 sê hy vir sy volk, ek, die Here julle God, is heilig. Ons lees in Psalm 71 vers 22 dat hy homself noem die Heilige van Israel. In Psalm 99 vers 9 lees ons, die Here is heilig. In Jesaja 6 vers 3 het ons daai visioen van die profeet, waarin die serafs hom toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En ook in die Nuwe Testament het ons daai visioen wat die apostel Johannes gesien het, van die lewende wesens om die troon, wat ook die Vader toeroep, heilig, heilig, heilig. God is heilig. As ek vir julle 'n definisie kan gee van God se heiligheid. Dit beteken God is aan die negatiewe kant totaal afgesonder van alle sonde en alle boosheid
in sy skepping, dat hy sonde haat en moet haat, en dat hy totaal onbesoedeld is deur die boosheid en sonde in sy skepping. Hy's afgesonder daarvan. Afgesonder tot wat? Aan die positiewe kant kan ons sê, God se heiligheid beteken hy is absoluut toegewy tot die bevordering van geregtigheid en sy karaktereienskap van geregtigheid, en dit ter wille van sy eer. God is heilig, geliefdes, en daarom behoort dit ons nie te verbaas nie dat God beveel ook heiligheid van ons, sy skepsels. En dit is wat ons lees hier in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Vir sy Ou Testament volk het God gesê, wees heilig, want ek die Here, julle God is heilig, in Levitikus 19 vers 2. Hier weer quoteer Petrus die apostel daardie woorde, en hy sê vir die kerk van die Here Jesus onder die nuwe verbond, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Verskoon tog, daarom staan daar geskryf in die Ou Testament, wees heilig, want ek is heilig. Per implikasie sal dit beteken vir ons aan die negatiewe kant, dat ons ook soos God afgesonderd sal wees, toenemend van sonde in hierdie wêreld, toenemend afgesonderd sal leef van die boosheid wat ons in die wêreld aantref, dat ons ook sonde soos God sal haat en sal verafskie, dat ons onsself so ver moontlik ook sal bewaar van die besoedeling daarvan, soos God daarvan onbesoedeld is, en dat ons afgesonderd sal wees daarvan tot wat? Om toegewy te wees tot 'n lewe van reg en geregtigheid in die lig van God se woord, en dit ter wille van sy eer. Hierdie behoort vir ons niks nuuts te wees nie. Ons verstaan die bevel van heiligheid vanaf die Here. As ek 'n toepassing hier kan maak, geliefdes, ons mag nooit God se karaktereienskap van heiligheid en nooit sy bevel of oproep tot heiligheid versag, soos wat baie in die wêreld dit doen, soos wat baie proponente wat self aangestelde leraars en predikante dit doen om menslike verdorwenheid en sondigheid te akkommodeer nie. God is wat hy is en ons moet hom ken soos hy homself geopenbaar het in sy woord. Maar nou vra jy my vanoggend, Frans, hoekom kry ek dit nie reg om te leef soos die Here van my verwag nie? En dit bring my dan by die tweede waarheid wat ek wil benadruk by julle vandag, is die belewenis van sondigheid. Ons het gekyk na die bevel van heiligheid, volgende kyk ons na die belewenis van sondigheid. Maak julle Bybels vir my oop by 1 Johannes, hoofstuk 1. In Johannes hoofstuk 1. Die tweede waarheid wat ek vanoggend wil benadruk by julle is die belewenis van sondigheid. 1 Johannes hoofstuk 1 vers 8 sê vir ons, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Dis 'n mooi manier om te sê, dan lieg jy. Vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dat ons sondeloos is, maak ons God tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. As egte wedergebore gelowiges wat inwoon word deur die Heilige Gees en in wie die Heilige Gees heilige verlange opwek, verstaan ons God se karakter van heiligheid, verstaan ons sy oproep tot heiligheid. Maar ons is konstant bewus van ons onvermoë.
Ons is konstant bewus daagliks van ons sondigheid. En geliefdes, ek wil vir julle sê, in daai belewenis is ons in goeie geselskap. Want dit was ook die belewenis van die apostels, soos ons daarvan lees in die Nuwe Testament. Die apostel Johannes, wat hierdie woorde wat ek pas vir julle gelees het, geskryf het, skryf vanuit sy eie belewenis hierdie woorde. En hy sê ook in hoofstuk 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Dit bly die ideaal, die volmaakte standaard van die Here, maar hy voeg by, wanneer iemand sondig, hy erken, dit is die algemene belewenis van gelowiges. Wanneer iemand sondig, het ons Christus Jesus, die regverdige, as parakleet, voorspraak by die Vader, hy wat vir ons daar intree. Jakobus, soos ek julle al gesê het in die verlede, hy sluit homself as apostel in, wanneer hy sê, ons almal struikel dikwels. Die apostel Paulus, ons kan so aangaan, hy skryf in 1 Timoteus 1 vers 15, nie, ek was die vernaamste van sondaars, nie ek is. Daai tens in ons Bybels is reg vertaal, ek is die vernaamste van sondaars. Let op hoe die apostel Paulus sy Christelike belewenis beskryf in Romeine hoofstuk 7, op 'n gevorderde stadium as 'n gelowige, wat al nader aan die Here gegroei het en iets meer verstaan van die absolute heiligheid van God. Let op hoe praat hy van homself. Hy sê ek in Romeine 7 vers 14b, ek in my sondige aard is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil doen, dit doen ek nie. Juist dit wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet van God goed is, want dit reflekteer vir ons die heiligheid van God. Kyk wat gaan hy aan om te sê in vers 21 tot 23. Hy sê, ek vind hierdie patroon, hierdie beginsel in my, wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God. Die Gees van God is in hom en wek heilige verlange in hom op. Hy weet die wet is goed. Hy verbly hom oor die wil van God, maar ek sien 'n ander patroon, 'n ander beginsel wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand, die patroon van my verstand, die beginsel van my verstand, en my 'n krygsgevangene neem van die wet van die sonde wat in my ledemate is. Is dit julle belewenis, geliefdes? Dit is ons elkeen se belewenis. En dit raak toenemend ons belewenis, hierdie gewaarwording, soos wat ons nader aan ons heilige God groei en 'n dieper insig in die omvang van sy heiligheid ontvang. Die Bybel leer, kom ek verduidelik. Die Bybel leer vir ons met Adam en Eva, ons eerste voorouers se sondeval, het daar iets drasties, iets fundamenteel verkeerd gegaan in ons eerste voorouer Adam. En gevolglik ook in ons aard, ons wat uit hom uitgebore is, ons natuur, dat ons vanaf ons eerste voorouers oorgeerf het deur geboorte skuld en 'n sondige aard, soos Psalm 51 vers 7 sê, dat die mens verdorwe geraak het weens die sondeval, al geheel verdorwe wat sy hele menswees aanbetref. Die natuurlike mens, geliefde, ek praat nou hier van die ongelowige, die persoon buite Christus, wat nog nie deel het aan God se verlossing in Christus Jesus nie. Hy kom in die wêreld in geestelik dood. Met betrekking tot sy geestelikheid is daar niks. Hy is dood in sy misdade en sonde, sê die skrifte vir ons. Met betrekking tot sy verstand is hy verduister. Met betrekking tot sy hart en emosies is hy verhard. Met betrekking tot sy wil is hy oorgegee aan sondige dade. Met betrekking tot 'n verwantskap aan God, sê die skrifte, hy is vervreem van God.
Met betrekking tot sy ingesteldheid sê die skrif, hy is 'n vyand van God, of hy dit wil erken of nie. Hy kan niks goed uit homself uitdoen nie. Hy kan homself nie onderwerp aan God, God se wet, God se wil nie. En dit is waar van sy hele persoon. Maar wanneer iemand tot geloof in die Here Jesus Christus kom, wanneer iemand 'n Christen word, in Christus geplaas word deur die Heilige Gees, begin sy verlossing by wedergeboorte. Daai innerlike transformasiewerk van die Heilige Gees, wat ons kan beskryf as 'n innerlike vernuwing. Die Bybel sê van daai individu, hy het 'n nuwe hart wanneer die Heilige Gees hom wederbaar. God maak hom 'n nuwe skepsel. Hy is, soos Romeine 6 sê, 'n nuwe mens. Hy ontvang 'n nuwe natuur. Hy ontvang die Gees wat hom meedeel die natuur van God volgens 2 Petrus 1. En dit is alles innerlik. Maar geliefdes, by wedergeboorte is ons verlossing nie voltooi nie, en dit is wat ek wil hê julle moet verstaan. Ons het hierdie skat van innerlike vernuwing in erdekruike, soos die Bybel sê. Want ons is nog nie uiterlik vernuwe nie. Ons is nog in hierdie gevalle liggame. Hierdie gevalle menslikheid van ons, daai deel van ons menswees wat nog verbonde is aan hierdie gevalle wêreld. Die vlees is wat die Bybel dit noem. Die vlees wat konstant die heilige verlange, wat die Heilige Gees in ons vernuwe harte opwek, teenstaan. Die beginsel van die sonde en die dood is nog werksaam in ons ledemate, soos Paulus dit stel in Romeine 7. En ek wil hê julle moet weet, God het gekies om ons op hierdie manier te verlos, en nie op 'n ander manier nie. Hy het gekies, met ander woorde, om deur wedergeboorte ons te verlos van die skuld en die straf en die mag van sonde. Nou al reeds geniet ons dit, maar hy het gekies om ons nog nie van die teenwoordigheid van sonde te verlos nie volgens Bybelse leer. Eers by ons verheerliking, ons glorification, by die wederkoms van Jesus Christus, dan sal ons ook hierdie uiterlike dop, hierdie liggaam neerlê en 'n verheerlikte liggaam ontvang, waarin die beginsel van sonde en dood nie meer werksaam is nie. Eers dan sal ons sondeloos volmaak wees, geliefdes. Wat impliseer dit wat ek vir julle gesê het? Ons kan nie verwag om nou, terwyl ons verlossing nog nie voltooi is nie, te wees wat ons eers na ons verheerliking in die nuwe hemel en nuwe aarde gaan wees, naamlik sondeloos. Ons kan dit nie van onsself verwag nie. En God verwag dit ook nie van ons nie. Daarom is 'n akkurate beskrywing van die gelowige dat ons is sondaars gered deur genade. Belangrik, ons is waarlik gered, ons is onder genade in Christus Jesus, ons is tog sondaars wat nog nie ten volle verlos is van die teenwoordigheid van sonde nie. Ons wag nog op die voltooiing van die verlossingswerk wat God by wedergeboorte in ons begin het. Dit verstom my soms as ek deur die Nuwe Testament lees en ek sien hoe die apostels so maklik skryf oor hulle sondigheid en oor hulle sondestryd, maar ons sukkel daarmee om dit te erken. Aan die een kant weet ek, dit is weens vleeslike hoogmoed in ons natuur, maar ek gaan nie nou uitbrei daaroor nie. Aan die ander kant wil ek wel sê, die apostels kon so maklik daaroor skryf, want hulle het verstaan, hulle verlossing is nog nie voltooi nie.
Hulle is nog in die proses van verlossing. En dit het hulle laat uitsien na daai blye dag, by die wederkoms van Jesus, wanneer ons verheerlik sal word, met nuwe liggame en ons totaal, geheel en al, innerlik en uiterlik vernuwe sal wees. En daai liggaam sal die vloek en die beginsel van sonde en dood nie werksaam wees nie, en sal ons werklik tot eer van die Here sondeloos, volmaak wees, wanneer ons verlossing voltooi is. Kyk, ek wil hê jy moet weet, jou sondestryd, jou sondigheid verbaas nie vir God nie. Daarom het Jesus ons in die Onse Vader gebed geleer om te bid elke dag. Vader, vergeef ons sondes, want hy het geweet wie ons is, wat ons is. En dat dit gaan nodig wees vir ons om ons oë op die kruis te hou, om elke dag te verstaan die krag van die bloed vir ons in die evangelie, soos wat ons Christelike lewe lei. Ek wil hier 'n toepassing weer maak. Ek hoop ek het hierdie punt goed genoeg ingedring. Ek praat nie nou met jou as jy net nog 'n rede soek om te volhard in jou onbekeerde sonde nie. Volgens 1 Johannes, een van die kenmerke van 'n ware wedergeborene is dat hy sensitief is vir sy sonde. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. As jy nie sensitief is vir jou sonde nie, as jy nie jou sonde haat en verafskie nie, as jy nie 'n begeerte het na heiligheid en geregtigheid in jou lewe nie, dan is daar rede vir jou om jou sogenaamde verlossing te bevraagteken. Dan moet jy jouself ondersoek, soos Paulus skryf, om te sien of jy werklik in die geloof is. Hierdie toepassing maak ek vir diegene van julle wat waarlik wedergebore is. Jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy disipel van Jesus is, dat jy deel het aan God se verlossing in hom, maar jy is oorweldig. Jy gaan gebukkend onder skuld, daar is selfverwyd by jou oor jou sondestryd. Vir julle wil ek sê, koester daai heilige verlange wat die Heilige Gees in jou opwek, koester dit, moet dit nie smoor nie, maar onthou terselfdertyd wat ek gesê het, maak vrede met die feit dat jou verlossing nog nie voltooi is nie, dat die beginsel van sonde en dood nog in jou vlees, jou ledemate, jou sondige natuur werksaam is, dat jy eers verlos sal wees totaal, ook van die teenwoordigheid van sonde by jou verheerliking, en dat daar in die hier en nou op die pad van heiligmaking agter Jesus aan 'n goeie stryd te stryd is. Dat daar nou tye gaan wees waar jy gaan moet erken saam met Paulus in Romeine 7, die goeie wat ek wil, doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit juis doen ek. Ons is sondaars gered deur genade. En miskien vra jy dalk nou, hoe kan 'n sondaar dan, soos ek, aanvaar word? Hoe kan ek verwelkom word voor die genadetroon van 'n allerheilige God as sondaar? As God aan sonde haat, as hy niks daarmee te doen kan hê nie, hoe is ek aanvaarbaar voor hom? Geliefdes, ek het gedog jy sou nooit vra nie. Dit bring my by die derde waarheid van vandag se boodskap, die bemoediging van die evangelie. Die bemoediging van die evangelie. Maak vir my julle Bybels oop by 2 Korintiërs, hoofstuk 5, vers 21. 2 Korintiërs, hoofstuk 5, vers 21. Die apostel Paulus draai ons aandag na die Here Jesus Christus se kruiswerk. Hy skryf vir ons hier, hy, Jesus Christus, wat nie sonde geken het nie, hy was sondeloos volmaak, ook gedurende sy aardse bediening, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak. Waar het God dit gedoen?
Spesifiek toe hy aan die kruis gehang het en God die sondes van elkeen wat sou glo ten volle op Jesus geplaas het. Daar het God hom vir ons tot sonde gaan maak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Toe Jesus vir ons sonde gemaak is aan die kruis, het daar 'n ruiltransaksie plaasgevind. God het ons sondes, begin of verlede, hede, toekomstige sondes, alle sondes wat jy nog ooit sou doen, van die oomblik van jou geboorte tot die oomblik van jou sterfte, het God op Jesus gesit, en daar het hy die prys daarvoor betaal, en hy het Jesus se geregtigheid uitgetrek soos 'n kleed, om dit vir jou aan te trek, vir jou wat glo in Jesus Christus. Die Bybel leer vir ons dat Jesus het geleef en gesterf ter wille van ons regverdigmaking. Onthou hierdie woord, want hierdie is ons groot bemoediging uit die evangelie. Teoloë praat van Jesus se aktiewe en passiewe gehoorsaamheid aan die Vader in die missie wat hy kom voltooi het op aarde. Sy aktiewe gehoorsaamheid beteken dat hy het aktiewelik menslike natuur by sy goddelike natuur gevoeg en in ons plek kom staan, namens jou en my, geleef onder die wet van God, en daai wet sondeloos volmaak, gehoorsaam in jou en my plek, om sodoende vir jou en my wat glo 'n rekord van volmaakte geregtigheid te verdien. Hy het gelewe vir ons. Die passiewe gehoorsaamheid van Jesus verwys na dit dat hy passiewelik sy liggaam oorgegee het, soos 'n skaap stom is voor sy skeerders, om namens ons gekruisig te word, die prys vir ons skuld, ons straf, te betaal aan die kruis. Verlede, hede, toekomstige sondes, dit het hy gedra ten volle betaal, sodat uiteindelik Jesus deur sy aktiewe en passiewe gehoorsaamheid vir ons 'n positiewe geregtigheidsstand voor God kon verseker, in die positiewe en negatiewe sin. In die oomblik wat jy wedergebore word en tot geloof kom, word daai positiewe geregtigheid van Jesus Christus vir jou gegee. Dit word aan jou toegereken. Ons praat in die Engels van the imputed righteousness of Christ, wat God aan jou gee as jou onvervreembare geboortereg in Christus. Jy ontvang dit vanaf hom, en op grond van daai toegerekende geregtigheid verklaar God jou dan as volkome regverdig voor sy aangesig deur die geloof. Daarom kan Paulus vir Christene skryf in Romeine 5 vers 1 en sê dat ons is deur geloof in Jesus Christus geregverdig en het ons vrede by God. Ons is deur geloof geregverdig weens die lewe en die sterwe van Jesus in ons plek. Dit is jou posisie, gelowige. Dit is jou status in Jesus. Dit is jou identiteit. Al sukkel jy nog van dag tot dag in jou sonde stryd, God kyk na jou in en deur Jesus. Ons kan sê, hy kyk na jou deur die bril van Jesus, asof jy nog nooit gesondig het nie. Een wyse Engelse predikant het eendag gesê, justified beteken justified never sinned. En hy kyk na jou asof jy Jesus se sondelose lewe in gehoorsaamheid aan sy morele wet geleef het. En is op grond van ons regverdigmaking, regverdig verklaring deur God, dat ons geregverdig is, dat ons aanvaarbaar en is voor hom en verwelkom kan word voor sy allerheiligste aangesig in Jesus alleen. Hier wil ek weer 'n toepassing maak. Geliefdes, ons moet leer om na onsself te kyk in terme van ons
identiteit, ons posisie, ons status in Jesus Christus, soos God na ons kyk en om daarin te rus. Anders sal ons altyd in stryde wees as ons onsself blind staar teen ons sonde stryd. Leer om na jouself te kyk soos God na jou kyk in Christus. Moet jou nie blind staar teen jou sonde stryd nie. Herinner jouself gereeld aan jou regverdigmaking, dat jy in Christus deur geloof geregverdig is, soos die skrifte leer. Ons moet leer om meer weg te kyk van onsself af. Want ons hoop kom van buite ons af, nie uit onsself uit nie. Daar is 'n plek vir selfondersoek, om na jouself te kyk. Maar hoor my mooi, vir elke een kyk na jouself, het ek en jy nodig om 10 keer weg te kyk van onsself af, na die kruis van ons Here Jesus Christus, en te weet dat ons in hom verlos is. En die stryd juis is dikwels om te rus in dit wat God vir ons deur die evangelie van Jesus Christus gedoen het. 'n Laaste vraag is, maar wat dan nou van God se bevel van heiligheid? Wat daarvan? Dit bring my by die 4de waarheid wat ek kortliks in aandag wil gee. Die beywering vir heiligheid. Die bewerking of beywering vir heiligheid. Maak julle Bybels vir my oop by Hebreërs 12 vers 14 asseblief. Hebreërs 12 vers 14. Die 4de waarheid wat ek by julle wil benadruk is die bewerking of beywering vir heiligheid. Hebreërs 12 vers 14 lees, streef. Dit is 'n opdrag vir ons, iets wat ons moet doen. Dit sê streef na vrede met almal en waarna moet ons ook streef na die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Die evangelie leer nie net vir ons dat Jesus geleef en gesterf het vir ons regverdigmaking nie, maar ook dat hy die Heilige Gees aan ons gegee het wat in ons leef ter wille van ons heiligmaking. Ek het al vir julle gesê en ek sê dit weer hier, want dit moet gehoor word. God sal niemand heilig of regverdig verklaar in posisie voor sy aangesig, wat hy nie ook dan toenemend heilig en regverdig maak in die praktyk nie. God het aan ons die Heilige Gees gegee, geliefdes, om in ons te woon, om die heiligheid wat hy van ons verlang in ons te bewerk. Dis primêr die werk van die Heilige Gees in ons. En dis daarom dat die Heilige Gees wat ons kom inwoon het met wedergeboorte, dat hy heilige verlange in ons opwek, 'n afskuw van ons sonde aan die een kant en 'n begeerte om reg te leef voor die Here in gehoorsaamheid aan sy woord. Hoe doen die Heilige Gees dit? Soos wat ek en jy konstant onsself verdiep in die skrifte, lig die Heilige Gees die fakulteit van ons gewete in oor wat die morele wil en waarheid van God is. En dan soos wat ons leef in die Gees, wandel in die Gees elke dag, openbaar hy op grond van ons ingeligte gewete oor blywende sonde in ons lewens, en dit dan met die hulp en die instaatstelling van die Heilige Gees behoort ons deur bekering af te lê, die vlees dood te maak, sodat ons kan opneem in sy plek gehoorsaamheid aan die wil en weë van die Here. En so vorm die Heilige Gees ons dan toenemend na die beeld van Jesus. Let op, toenemend. Heiligmaking is 'n proses, dit gebeur nie oornag nie. Sodat ons in die praktyk al hoe meer word dit wat ons reeds van die oomblik van wedergeboorte af in posisie voor God is. Ek het genoem, alhoewel ons nog nie van die teenwoordigheid van sonde verlos is nie, is ons wel deur wedergeboorte verlos van die mag van sonde.
Ons is nie van die teenwoordigheid van sonde verlos, nou al nie, maar van die mag. En daarom kan ons deur die instaatstelling van die Heilige Gees nee sê vir versoeking. Satan en sonde domineer nie meer oor ons nie. Ons kan ons liggame, waarin die beginsel van sonde en dood werksaam is, gebruik as werktuie van geregtigheid, om heilig te leef. Daar is oorwinning oor sondepatrone in jou lewe, deur die Gees wat in jou woon. En hier wil ek weer 'n toepassing maak voor ek afsluit. Jy en ek het op hierdie punt ook 'n verantwoordelikheid. Dis 'n sekondêre verantwoordelikheid, want die primêre verantwoordelikheid om die heiligheid wat God in ons verlang in ons te werk, bly die werk van die Heilige Gees. Maar ons het 'n sekondêre verantwoordelikheid om uit dankbaarheid vir God se verlossing van ons in Christus, dankbaarheid vir ons regverdigmaking in Jesus, en as 'n daad van aanbidding te wandel deur die Gees elke dag, om te leef deur die Gees, om sensitief te bly vir die Gees se leiding elke treukie van jou dag, soos Paulus sê in Galasiërs 5 vers 16, Romeine 8 vers 12 tot 14. Om te wandel in die Gees beteken dat ons die goeie stryd sal stry teen ons sondigheid, soos Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7, dat ons sal strewe, soos Hebreërs 12 vers 14 sê. Hoe stry ons, hoe streef ons? Deur konstant, soos wat die Heilige Gees elke dag deur die waarheid van die woord oorblywende sonde uitwys, daarteen te stry. Die werke van die vlees aanhoudend dood te maak, af te lê wat in teenstryd is met die geopenbaarde wil van die Here, sodat ons kan opneem gehoorsaamheid aan die Bybel. En as jy dan in hierdie stryd sondig, sal dit jou nie in stryd dompel nie, dit sal jou nie oorweldig nie. Hoekom? Want jy rus in jou posisie en jou identiteit in Jesus Christus as geregverdigde. As jy sondig, sal jy nie verbaas wees nie, want jy erken, jou verlossing is nog nie voltooi nie. Die beginsel van die sonde en die dood is nog werksaam in my ledemate. Ek kan niks beter van my vlees verwag nie. Jy erken dit en jy rus in jou posisie. Jy onthou dat al worstel jy met sonde, God kyk na jou deur die bril van Jesus en sien jou aan in jou geregverdigde toestand. Hou dan ook rekening in die praktyk met God. Sodra die Gees vir jou uitwys sonde, om dit dadelik te bely. Moenie wag nie, doen dit dadelik. Bely jou sonde, kom tot bekering. Pleit vir vergifnis by die Here, sodat daar nie verhoudingbreek plaasvind nie. En hou dan aan in die krag van die Gees om te streef na heiligheid. Om te streef uit dankbaarheid en as 'n daad van aanbidding. En soos wat ons dan ons sekondêre verantwoordelikheid opneem, geliefdes, om met die krag van die Gees te stry, te strewe, sal die Gees ons pogings gebruik om Jesus toenemend deur die proses van heiligmaking in ons te vorm, sodat ons mag word in die praktyk wat ons in posisie reeds is. Ek sluit hierdie woorde af, of hierdie preek af, net deur te sê, ons het gekyk na 4 waarhede, omtrent ons worstelstryd met sonde, sodat ons nie oorweldig sal wees nie, nie gebukkend sal gaan onder skuld nie, ons self sal verwyd of dink dat God ons verag, weens ons onvermoë om sondeloos nou te leef nie, om op te leef tot die oproep van heiligheid nie, maar dat ons eerder sal rus in wie ons is in Christus Jesus, in ons posisie, en dat ons gemotiveerd sal wees uit dankbaarheid vir ons regverdiging in Christus, om as 'n daad van aanbidding aan te hou strewe, om die werke van die vlees dood te maak, heilig te lewe, 'n lewe van reg en geregtigheid na te streef, in gehoorsaamheid aan God se woord in die praktyk. Want, soos 1 Petrus 1 vers 15 en 16 vir ons sê, soos hy wat julle roep heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord wat na ons toe gekom het vandag. Ag Here,
Ek wil bid dat U my onvolmaakte poging om hierdie diep waarhede eenvoudig oor te dra sal gebruik om U kudde te begelei in U waarheid, om aan hulle 'n behoorlike Bybelse begrip en persepsie van ons daaglikse sonde stryd te gee. Vir hulle te help om reg te dink, sodat ons nie oorweldig mag wees in moedeloosheid en hopeloosheid nie, dat ons nie gebukkend mag gaan onder skuld nie onsself verwyd nie dink dat U ons verag nie, eerder Here, dat ons sal verstaan dat U met ons besig is, dat ons verlossing begin is, maar nog nie voltooi is nie, en dat ons kan uitsien soos die apostels in die Nuwe Testament na daai blye dag, wanneer ons ook uiterlik soos innerlik vernuwe sal wees. Sondeloos volmaak in die nuwe hemel en nuwe aarde, na U wederkoms en ons verheerliking. Here, wees die naprediker van die woord, werk in ons harte verder. Verheerlik U self, nou as ons die slotlied sing, die seënbede uitspreek en ook same sy net na die tyd. Die dinge bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die kosbare naam van Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.